Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met studie eenheid 4. Dit is hoofstuk 8 in Fourie en Burger en die fokus is nou op die teorieë van ekonomiese groei oor die langtermyn. In die vorige hoofstukke het ons gekyk na korttermynveranderinge wat veroorsaak word deur veranderings in die vraag of deur aanbodkant skokke. En oor die korttermyn bedoel ons so 'n periode van 1 tot 3 jaar. Ons het ook gekyk na mediumtermyn aanpassings wat sou plaasvind oor 'n tyd van 3 tot 7 jaar en dit is aan die aanbodkant van die ekonomie, wanneer aanbod aanpas tot by die langtermyn strukturele ewewig van uitset en indiensname. In hierdie laaste hoofstuk stel ons ondersoek in na die modelle van ekonomiese groei. Ons soek na modelle wat verduidelik hoe volgehoue groei in uitset plaasvind oor 'n baie lang periode. Dit is heel anders as die modelle wat ons tot op hede behandel het. Nou, ekonomiese groei oor die langtermyn is baie belangrik. Ekonomiese ontwikkeling, die vermindering van armoede, die verbetering van lewensstandaarde is alles belangrike beleidsdoelwitte. En die enigste manier hoe dit bereik kan word, is deur ekonomiese groei. 'n Land se vermoë om die lewensstandaard van sy inwoners te verbeter, hang af van hoe vinnig sy ekonomie groei. Die groot vraag waarmee ekonome hulle self al lank besig gehou is, hoekom is dit dat sommige lande vinnig groei en ander nie? En wat is die drywers van daardie ekonomiese groei? Ek het sommer net 'n paar grafieke hier ingegooi wat van die Gapminder projek afkom. Julle kan gerus dit soek op die internet, dit lewer 'n klomp interessante goed op. Nou wat ons hier het is die wêreld in 1950, op die vertikale as is lewensverwagting in jare en hier op die horisontale as is inkomste per capita in $1000. Nou dan kan ons sien hier lê Suid-Afrika min of meer so iewers tussen $4,000 en $8,000 per persoon, kom ons werk so rowweg op 6, en iewers tussen 40 en 60 jaar se lewensverwagting in 1950. Die verskillende streke van die wêreld se lande word dan voorgestel met verskillende kleure. Die blou is Afrika lande en hier weet ons hierdie groot rooi kolle is China en Indië en is die moeite werd om hulle dop te hou. Dan teen 1980 kan ons sien dat inkomste per capita in Suid-Afrika het oor daardie tyd toegeneem en die lewensverwagting is ook hoër. En China en Indië het begin om stadig maar seker op te vang met die res van die wêreld. Teen die jaar 2000 kan ons sien hulle is baie nader aan Suid-Afrika, waar Suid-Afrika se inkomste vlakke tussen 1980 en 2000 nie so baie verander het nie, het hulle regtig begin opvang. En dan teen 2019 word ons verbygesteek hierso deur China en jy kan weer eens sien die Suid-Afrikaanse ekonomie het oor hierdie periode nie baie sterk gegroei nie. Ekonomiese groei oor die langtermyn is die beste manier om lewensstandaarde te verhoog. En as mens kyk na die vermindering van armoede in die wêreld oor die laaste 100 jaar, is 'n groot deel daaraan toe te skryf aan die groei van die Chinese ekonomie. Omdat hulle ekonomie sterk gegroei het vir jare aan een, het hulle ook 'n groot klomp mense wat uit armoede gelig is. Julle sal ook hier sien hoe hierdie blou kolletjies Suid-Afrika begin inhaal het in die latere jare. Nou in ons ADAS raamwerk van ekonomiese groei het ons gepraat van groei as 'n regswaartse verskywing van die langtermyn aanbodkromme of dan hierdie langtermyn Phillips-kromme wat ons ook gebruik het in hoofstuk 7. En daardie toename in die produktiewe potensiaal van die ekonomie het ons gesê is die beste manier om vooruit te gaan. Groeiteorieë fokus net op dit. Dit gaan absoluut oor die aanbodkant van die ekonomie en wat die produktiewe potensiaal verhoog. Nou, ons omskryf hierdie in terme van die totale produksie of uitset en in die eenvoudige modelle sê ons dit hang af van die arbeidsinsette, kapitaalinsette, tegnologie en menslike kapitaal wat in die produksieproses ingaan. As enige van daai verbeter word of groei, dan lei dit dan ook tot langer termyn ekonomiese groei.
Dit is belangrik om op te let wat ons bedoel met tegnologie. Dit is produkte, verseker, maar is nie net hoë tegnologie, nuwe verbruiksprodukte waaraan mens dink as tegnologie nie. Dit is ook ekonomiese en sosiale instellings, soos wetlike instellings waar binne besighede werk. Dit is bestuursinstellings soos hoe motivering en werksetiek kan verskil. Dit gaan oor organisasie, so miskien is daar beter maniere om produksie te organiseer. En elkeen van daai is eintlik 'n vorm van tegnologie wat produktiwiteit verhoog. En dis die sleutel. As produktiwiteit of effektiwiteit meer is, dan groei die ekonomie. Ons het arbeid hierbo in waar dit net gaan oor die aantal arbeiders, maar die kwaliteit van hierdie arbeid is ook belangrik. So menslike kapitaal is ook 'n drywer van ekonomiese groei. En dit gaan oor vaardighede wat werkers meer produktief maak. En dit word natuurlik verbeter deur onderwys en deur ervaring. Nou, totale produksie in hierdie modelle word dan voorgestel deur die totale produksie kromme, waarna ons nog heelwat gaan kyk. As jy enigstens kans het, lees gerus hierdie boek deur Tim Havert. Dit is 'n baie interessante een wat 50 verskillende produkte en prosesse beskryf wat eintlik die moderne wêreldekonomie gemaak het wat dit is. Een van die stories van hierdie groeimodelle is dat dit het gelei tot die idee van sogenaamde catch-up ekonomiese groei. Die konsep is dat armer lande vinniger groei en dan opvang met ryk lande in inkomste per capita terme. Hulle kry dit reg om vinniger te groei want hulle begin met laer vlakke van kapitaal per werker. En dan, soos wat daar meer investering plaasvind, is daar eintlik dan 'n toenemende koers van toename in uitset. In ryk lande waar daar klaar baie kapitaal per werker is groeikoerse laer. En op die langtermyn behoort die arm lande dan die ryk lande in te haal. En dit word tipies voorgestel in groeimodelle deur 'n grafiek wat lyk soos hierdie. Op die vertikale as is daar die groeikoers en op die horisontale as dan die BBP per capita. En jy kan duidelik sien, hier is jou ontwikkelde lande wat eintlik reeds relatief ryk is. Daar is Italië en Duitsland, net om enkele voorbeelde te noem. Dit is lande met hoë per capita inkomste wat lae ekonomiese groei handhaaf jaar vir jaar. Maar dan armer lande wat nog besig is om op te vang, het op die oomblik lae per capita inkomste, maar baie hoë groeikoerse. Daar is Indië en daar is China en dit is tipies wat mens dan ook in die Gapminder grafieke sien. Hierdie armer lande wat hoë groeikoerse oor 'n lang periode handhaaf en begin opvang met die ryker lande. Daar sal julle sien, sit Suid-Afrika naby Brasilië. Nou, in die ontwikkelende lande word inkomste verhoog deur kapitaal per werker te verhoog of deur op te vang met die gevorderde tegnologie. En daardie drywers is dan uiteindelik wat langtermyn ekonomiese groei bepaal. In die volgende paar video's gaan ons meer in diepte kyk na die modelle wat ekonomiese groei verklaar. Dit is reeds duidelik hoekom dit belangrik is dat die ekonomie moet groei. So ons gaan van naderby kyk na die Solow model wat eintlik die basis is van meeste van die groeimodelle. Bly ingeskakel.